So, Johanna, jou eksamenriglyne in 3 minute opgesom. Hierdie was op die groepie, né? Koolstof tetrakloried. Koolstof tetrakloried. Nee, oulike een. Moet julle hom kan doen volgens jou eksamenriglyne? Ja, so. Rarig? Lewis-diagram. Hier is die Lewis-diagramme wat jy moet kan teken. Sien hom nie? Hier is die molekulêre vorms wat jy moet kan teken. Ek sien hom nie daar nie. Hy is wel daaronder by een van my voorbeelde. Hy's wel hier by hierdie so, dat jy dit amper nie kan sien nie. Nee, amper nie kan sien nie. Dis in die eksamenriglyne. Ons hoop, sy moet nou na my luister. Ons hoop dis volgende jaar weer terug in die ATP, dat hierdie jaar so graad 10's, Ek kan al die onder 16 rarig, hulle weet hulle moet gaan. senior hokkies, seuns spelers asseblief klipwerk toe gaan. Die bus is amper reg om te ry. Asseblief gaan. Hulle wag vir julle, dankie. Okay. So, in plaas van, geniet dit, die les word opgeneem. Dis 'n pragtige hemp daai. In plaas van koolstof tetrakloried, watse molekuul moet jy kan hierdie mee doen? Tetrawaterstof. Hierdie is metaan, né? Daai goed wat by die koeie uitkom. Ja, daai 4-letter woord. En hierdie twee is baie dieselfde, né? Al wat hier bykom is kloor het 7 valenselektrone in plaas van net 1. Maar jy gaan dieselfde teken. So sou hierdie ene ook in die vraestel gesit word, sou jy hom kon doen, want jy weet hoe lyk kloor se Lewis struktuur. Jy sou dit kon bysit. Maar jy moet tetraedries ken. Daar's tetraedries. So hierdie ouetjie is ook tetraedries, ja. Wat moet jy alles weet, potlood? Jy moet die Lewis-diagram kan teken van 'n molekuul. As jy hom geteken het, moet jy vir my die alleenpare en die bindingspare kan aandui. So alleenpare wat 2 elektrone van 1 atoom wat nie maatjies maak met ander atomse nie. Hier is my bindingspare. Bindingspaar, dis 1 elektron van kloor, 1 van koolstof. As jy bietjie nader gaan kyk aan na daai bindingspaar, dan sal jy sien hulle elektronnegativiteit is nie dieselfde nie. Die elektronnegativiteit van kloor wat jy op jou periodieke tabel kry, is 3,0 en koolstof is 2,5. As jy daai twee van mekaar aftrek, altyd 'n positiewe sommetjie, dan kry jy 0,5 en 0,5 is staan dit nie, 'n swak polêr kovalente binding. Baie belangrik. So daai 2 bindingselektrone word gedeel tussen die 2, maar die kloor wat 'n hoër waarde het, trek die elektrone so bietjie nader aan hom as koolstof. Juffrou, ons speel die tabel se die kloor se elektronnegativiteit is 0,8 en koolstof se is 2,8. Dan kry jy 0,3? Ja, Nee. hoeveel desimale maak so uitwees? Nee, ek gaan vir jou in die eksamen gee ek vir jou 'n periodieke tabel en almal het dieselfde een, so almal se antwoord is dieselfde. Ek vra nie, ek sê. Hier was ook 'n vraag. Jy moet die elektronnegativiteit kan uitwerk, ja. So dat jy vir my kan sê, watse tipe binding is dit? So party van die bindings is polêr. Party is polêr, ander is nie polêr. Die polêre oudjies kan of swak polêr wees of sterk polêr of ionies.
as hy rarig twee verskillendes is met 'n baie hoë en 'n baie lae waarde. Dan kan ons ook kyk na die molekuul se vorm. So op hierdie stadium, ons het die molekuul geteken, loosdiagram. Ons het die bindingspare en die alleenpare, die bindingspare se elektronegativiteit uitgewerk. Nou kan ek vir jou sê, daar's 'n omdat die kloor die elektrone so bietjie meer na hom toe aantrek. Weet ons wat's die definisie van elektronegativiteit? Ja, ons weet. As jy dit nie weet nie, sal dit in die graad 10 eksamenriglyne wees wat ek vir jou sal gee. En daarom trek hy die elektrone so bietjie sterker aan, wat maak dat daar 'n S wat toe gaan, 'n gedeeltelike negatief en 'n gedeeltelike positief is. En omdat hierdie kant so bietjie positief is, gaan ons die pyltjie maak na daai kant toe. Ons begin by die plus en ons gaan na die ander kant toe. Dis 'n dipool moment. OK. Jy kan hom daar sit, jy kan hom hier sit, ek sou hom nie bo oor my loos teken nie, jy kan hom by al 4 sit, jy kan hom net by 1 sit. Ja. Ek bedoel met daai pyltjies wat ons maak. Hoef jy net 2 te maak of moet jy 4 maak vir elke weer? Wat was jou vraag, Julian? En toe het ek gesê? Nee, beide, nee. Jy kan 'n gedeeltelike positief en negatief by almal gaan sit, maar dan moet jou skets asseblief 'n bietjie groter wees as myne. Of jy kan dit net by 1 doen, want meeste van die tyd gaan ons vir jou 'n ouetjie gee waarvan al die bindings tussen 'n koolstof en 'n kloor is. Ons kan natuurlik bietjie bold wees en een van hulle vervang of 3 van hulle vervang met 'n waterstof dat jy 'n metielkloried kry. It could happen. Maar teken vir my, sê vir my, hoe lyk die positiewe negativiteit van daai binding, dan doen jy dit net by 1. Dis heeltemal goed. Dan by daai sommetjie van elektronegativiteit gaan jy altyd die groter een eerste sit. okay. Ja, net om 'n positiewe antwoord te kry. Negatiewe antwoord maak nie sin nie. Maar hoekom as daar's 4 kloor, hoekom maak dit nie met 4? Jy wil dit net doen vir die een binding. Jy wil net uitwerk vir daai binding, wat is sy polariteit. Dit gaan dieselfde wees by al 4 en as ek mooi fokus, sal ek nou daarby kom, by vas. Ja. Wat as daar 3 elemente is? Dan sal ek vir jou sê, werk vir my die elektronegativiteit uit van al 3 bindings. Dis 'n nice een. Dan werk jy net 3 verskillende sommetjies uit. So tussen koolstof en kloor en koolstof en waterstof en koolstof en suurstof. Ek dink nou aan een van die wat op jou bladsy is. HOCl. Julle moet sy loos kan teken. So hierdie ouetjie, nee, hy gaan nou 'n binding hê met waterstof en hy gaan 'n binding hê met kloor. So dan kan jy 2 sommetjies doen en kyk wie werk tussen waterstof en suurstof. Wie trek die sterkste aan tussen suurstof en kloor? Jou positief negatief aandui. So presies of ons sê werk die elektronegativiteit tussen waterstof en suurstof. Die vraagstel is baie mooi duidelik. Kort sinnetjies, to the point. So juffrou, hier as dan 'n vraag dan juffrou. Hoe sê nou dat die elektronegativiteit van daai hele binding kan uitwerk? So jy gaan nie die elektronegativiteit van die hele molekuul of van die hele binding? Van die hele molekuul. Jy gaan nie dit doen nie. Jy kan nie die elektronegativiteit daarvan uitwerk nie. Elektronegativiteit gaan net tussen bindings. Maar Johanay, as ons nou verby die bindings beweeg en kyk na die hele molekuul wat tetraedries is, dan kan ek vir jou sê, is hierdie 'n polêr of 'n nie-polêre molekuul? En dit is waar die videoetjies wat ek vir die eksamen gaan maak, hopelik baie nice gaan wees,
Want dan kan ek 2 videokameras opstel sodat die wat kyk my ook kan sien. Nee, maar ons is nie nou daar nie. So jy wil kan visualiseer wat hier aangaan. Koolstoftetraklorid of dan nou die CH4 gaan so lyk, tetrahedriese molekuul, sentrale atoom met 4, geen alleenpare nie. So hy is tetrahedries. Hy het nie 'n polariteit nie, want hoe het ons gewerk? Die klore trek die elektrone bietjie soontoe en hierdie ene trek bietjie soontoe en daai een trek bietjie soontoe. So jy het hierdie elektron, hierdie negativiteit reg rondom met die kern wat 'n bietjie meer positief is. Maar as jy kyk na hierdie ding, dan's die vorm simmetries. Oral is daar eweveel negativiteit aan die buitekant. So hierdie het nie 'n netto dipoolmoment. Die molekuul het nie 'n netto dipoolmoment nie. Wat vra ons vir jou in die eksamen? Kan gee vir my, is die molekuul polêr? Ja. Hoe lyk die bindings? Hulle is polêr. En dan verduidelik hoe 'n molekuul nie polêr kan wees terwyl sy bindings polêr is. En dan sal jy moet praat oor bindings, gaan oor die elektronegativiteit en molekules se polariteit gaan oor hulle simmetrie en hulle vorm. Jy moet net weer verduidelik hoekom dit nie polêr is nie, die molekuul. Hierdie molekuul is nie polêr as gevolg van sy vorm. Hy het oral die klore, die elektrone so bietjie meer aangetrek as die koolstof. So al 4 klore wat baie mooi simmetries rondom die sentrale atoom is effens negatief. So hy's oral effens negatief. So sy negativiteit is baie simmetries. Die woord simmetrie is nogal belangrik. Ja. Sal juffrou in 'n eksamen of 'n toets vir ons vra om te verduidelik hoekom 'n molekuul nie polêr is? Ja, dit is hier agter. Gebruik die verskil in elektronegativiteit en die molekulêre vorm om te verduidelik dat polêre bindings nie altyd 'n polêre molekuul tot gevolg het nie. So, dis hoekom hy in italics is. Ek het dit nou net voordat sy dit gesê. So as jy gaan luister na die video, maar nee, dis die laaste periode in ons breine is. Daar. Dis 43, so ek het nou ammonie, hy is vir my belangriker. Ek het vir die ander klomp gesê, ek gaan hierdie in 'n mooi groot teken. So hier is ammoniak. En dan het ek ook gesê, ek hoef nou nie meer te wonder hoe lyk ammoniak se loosstruktuur nie, want ek het hom geleer. Dis een van die 6 wat jy moet ken. Jy kan dit uitfigure of jy kan dit net leer. Ek is besig om droog te maak. Hier kom 'n waterstof. En ek het gedink ek gaan hom groter teken, maar dit het toe nie gewerk nie. Hulle kan nee, hy kan daar wees in die alleenpaar hier. Ja. So dis my loosstruktuur. Dan wys my die alleenpare en die bindingspare. Nou jy kan sien hoe het ek dit gedoen net nou, want jy weet watter jy gaan kry, so jy kan hulle by die huis al gaan oefen en miskien moet mens Ek voel juffrou, ons is hier so besig nie moeilikheid nie, maar soos 'n vermoed aan te vang juffrou. Ek het skaars, soos ek sou dink juffrou, alles is heel groot. Baie sirkel juffrou. Ja. Hoe wil jy dit aandui? Juffrou,
ek weet nie, juffrou, ek weet nie, soos ek sou in verskillende klere nou gewerk het, juffrou, het ek nou so setokkie langsaan gemaak het, juffrou. 'n baie maklike oplossing is om in die handboek te gaan kyk. Hoe het hulle dit gedoen? Polare bindings het ons alleenpaar in die vorige hoofstuk gedoen. Jy kan net met streepies ook werk. Hier is 'n voorbeeld van hoe ek dit 'n vorige keer aangedui het. As jy nie die sirkel wil maak nie, is jy baie welkom. Ek is nou net daar verby. Ja, so ja, hier het ek ook een keer so die sirkel so gemaak. Jy hou meer daarvan. Dis dalk die pink. Jy's nie vandag in 'n pink bui nie. Oranje sou beter vir jou gewerk het. Ek dink net Darryl kan nie oranje sien nie. So nee, dit wys nie so mooi nie. Okay. Goed. Daar's my alleenpaar bindingspaar. Gelukkig gaan ek nou nie hier my dipool moet aandui nie. Ek gaan dit wel moet doen, kom ek doen dit in geel, nee. Tussen stikstof en waterstof. Wat is stikstof se elektronegativiteit? Dit is 3,1. Ek gaan werk met dit wat op in die eksamen gaan wees, 3. En dan waterstof is 2,1 en dit gee vir jou 0,9. Ek gaan nou mooi sit Henriet. Ja. In elk geval, so dit bly dieselfde. So nou kan ek sien dat die stikstof gaan 'n bietjie meer negatief wees en 'n bietjie meer positief. Julle, as ek hierdie gaan oefen vir die eksamen, nê, soos wat julle almal gaan doen, sal ek definitief my N groter maak. Maak die N en die H 2 lyntjies groot of wat ek al, dat 'n mens hier kan werk. Dit maak my netto diep, nee, my dipoolmoment tussen die waterstof en die stikstof, dat hy so lyk. Wat beteken hier is so 'n bietjie 'n positiwiteit, 'n gedeeltelike positief, 'n gedeeltelike positief, gedeeltelike positief, alleenpaar. Daar's my dipoolmoment en sou jy alles wou doen, kon jy dit oral insit. Wat het ons? Ons het die gedeeltelik positief negatief, ons het die dipoolmoment, ons het die loos, ons het alleenpaar bindingspaar. Wat se tipe binding vorm tussen waterstof en stikstof? Baie swak polêr kovalent. Ek sou nou nie 'n baie bysit nie, want hy's amper by 1, maar swak polêr. So, kan jy raai, ons moet gou van. Kan jy raai wat se definisie gaan ons hierby vra? Kovalent. Definieer 'n kovalente binding en definieer elektronegativiteit. Marchant, is jy reg? Ek dink jou hand was op. Wel, juffrou, ek wou weet oor die handboek, is daai NA3 presies so. En hulle, ek weet nie eintlik wat hulle doen. Hulle maak pyltjies, swart pyltjies, bladsy 27. Bladsy 27. Ja, so hulle het by al 3 'n dipoolmoment gesit. sien jy? Hulle sit van die H na die N toe. Sit hulle dipool, ja, ek weet nie wat's daai ander pyltjies nie. Ja. En hulle het ook die haas vergeet. Ja, hulle het nie die haas. Ek dink nie hulle dit hulle kon dit. Ek dink hulle het baie die mekaar geraak want bo is daar tog B en 3 F's en onder is daar C en 4 H's. So ja, dit lyk nogal asof hulle dit dalk. Dit was so lekker om dit te ja, weet nie. Laaste ene hierso, wat is die molekulêre vorm van ammoniak?
dis trigionaal planêr. Nee, hy's nie planêr nie. Op bladsy hoeveel? En ek dink iemand het dalk my papier nou. Hierdie ouetjie is trigonaal, piramidaal. Ja. Skryf hierdie asseblief by, trigonaal, piramidaal. Dis vir my vreemd dat die ATP en die eksamenriglyne dit sal verkeerd hê. Nee, jy moet daai bysit. Trigonaal bipiramidaal, trigonaal piramidaal. Hoekom is hy nie planêr nie? Ja, Juffrou het alleen paar wat die ander 3 bietjie afstoot. hy het 'n alleenpaar. So alhoewel hy nie soos CCl4 'n ekstra ouetjie hier het nie, het hy 'n alleenpaar. So dis 'n nie ideale molekuulvorm wat jy nie hoef te weet nie, maar dit maak dat NH3 is trigonaal piramidaal. Dis reg in die handboek waar hulle hom hanteer. Dit is 5 bindingspare, nie soos nou 3 bindingspare en 1 alleenpaar. Ja. Dan moet 5 bindingspare hê Om wat te doen? om trigionaal piramidaal te wees. Dis bipiramidaal. Bipiramidaal, né? Dan het jy 'n ouetjie na die onderkant toe en na die bokant toe. Dis bipiramidaal. Ons gaan nie soontoe nie, jy hoef hom nie te ken nie. Ons gaan net piramidaal. Trigonaal 3 piramidaal. OK. So dit is trigonaal piramidaal. Jy moet net nog weer liedjie op. Henry? Tetraedries is CH4. Moontlik. Met haar in. Ek sal meer daarvan hou, tetraedries. Ja. OK. Koolstofdioksied is lineêr en hy is nie polêr nie. Ek gaan hom teken, maar ons het nou 6 minute afhangende van hoe vroeg wie ook al afsluit om die volgende werk te doen. Is NH3 polêr of nie polêr? So die molekuul het 'n Nie polêr, maklik. daar teken ek dit verkeerd. Hallo patroon. Hallo Annika. Ek gaan die deur afhaal. Okay. So hier is hoe hy veronderstel is om te lyk. Omdat hy nou trigonaal piramidaal is. En hy's nie net trigonaal nie. Hy het nie net daai 3 nie. Hy doen dit. Het jy hier 'n effense positief en daai alleenpaar. En dit maak dat hierdie deel is negatief en hierdie deel is positief. So hy het definitief 'n netto dipool moment. Daar's ons alleenpaar van die stikstof negatief. Hier is 3 waterstowwe positief. Wat beteken netto dipool moment? Is dit nou polêr of nie Polêr. As hy 'n netto dipool het, dan is hy polêr. Hoe weet ek dat ek 'n dipool moment beteken? Ek sê dit vir jou. Maar moet elke liewe een 'n dipool moment? Nee, hierdie het nie 'n dipool moment nie, want hy's nie molekulêr, hy's nie polêr nie. Die molekuul Polêr is dit 'n dipool. By die vorige vraag het gesê dat is episode dit geen netto dipool was.
Hey. weet ons nie wat sê. Ek gaan vir jou die vraag gee, nê? Ek gaan sê, is die volgende molekuul polêr of nie polêr? Hierso sal jy sê hy's nie polêr, hierso sal jy sê hy's polêr. As hy nie polêr, as hy polêr is, gaan ek vir jou vra teken die netto dipoolmoment in. Ek sal dit nie vir jou vra as hy nie polêr is nie. Ek moet nog baie. Sy vra ek gaan altyd ampolêr wees wanneer daar soos wanneer hy nie simmetries is. Ja, hy sal altyd. Die lekker ding is, jy hoef nie beginsels regtig hier te leer nie. Jy kan, as jy wil gaan chemie swat, jy het hierdies wat jy moet leer. Jy kan hulle uit jou kop uit leer en oefen en mooi teken. Okay. Ek is hieronder by bindingsenergie en bindingslengte. In 2 minute, jy moet asseblief die definities ken van bindingslengte en bindingsenergie. Dit gaan daaroor hoeveel energie het jy nodig, Jonay, om die binding te breek. Bindingsenergie is hoeveel energie het jy nodig om hulle te breek. Vreemd. Die bindingsenergie hang af van onder andere die lengte. So as ek, kom ons vat vir Fransja. As ek nader aan Fransja kom, sal daar meer energie wees. As die afstand kleiner is daar meer energie. En nou kan ons dit vergelyk of na klompie goeders kyk wat hierdie lengte kan beïnvloed. 1, as jy so 'n maag het, kan ek nie naby aan jou kom nie. As ek so 'n maag het en jy het so groot maag, kan ons nie naby aan mekaar kom nie. So 2 klein atome kan naby aan mekaar kom, klein lengte, kort afstand tussen mekaar, hoë energie. En dan, ek het dit altyd vergelyk met 'n dans. Hoe nader jy aan iemand dans, hoe meer energie is daar. Die ander ding is die veelheid bindings wat daar is. Hy het vir my vir Moedersdag 'n bottel yskoue Amarula gegee. Dis nice. Hy kan 'n drukkie kry. As hy vir my nou nog 'n hangertjie ook gee, dan sal ek nog nader kan kom. Daar kan nog meer energie wees. Maar as hy vir my 'n ring gee, Ek wat die lengte. nee, dan is daar baie naby kort afstand tussen ons, baie energie. En waar dink julle? En dit kan jy mooi sien in die hoeveelheid bindings, nê? Die eerste binding is 'n bottel Amarula. Tweede binding nog 'n hangertjie by. Derde binding nog 'n ringetjie by, nê? Hoe meer bindings daar tussen die atome is, hoe korter is die afstand, hoe hoër is die energie. En nou dink ek kan jy daai 3 verduidelik. Ja. So Henry het hoekom praat jy? Henry het verwys na hierdie grafiek wat jy weer gaan sien dalk hierson. Ver van mekaar af, min energie. Dan kom hulle na mekaar toe, dan word die energie hoër. Dit word wel negatief hoër, want dit is 'n lekker plek om te wees. As die energie positief hoër word, dan het jy baie energie wat hierdie binding kan breek. Hierdie is negatiewe energie. Ag, dames en here, ek herinner julle net